Nou, as 'n mens na die politiek kyk, vloed baie keer soos 'n malle meele. So ons hoofgas vanoggend Silje Brink behoort baie tuis te voel hier in die malheid van die ateljee. Voel jy tuis, Silje? Absoluut, dit herinner my aan raadsvergaderings in die Tshwane Metro. Net met minder geweld. Gee 'n bietjie kans. Die oggend is nog jonk. Ja. Weet jy, maar dit is lekker om jou hier te hê. Jy kom van Phalaborwa af, daar groot geword, skool gegaan. Jou belangstelling in die politiek het sommer vroeg begin, want ek hoor jy het sommer vir die koerante briewe geskryf. Waaroor dan nou as 'n jong seun? Kyk, ek het groot geword in hierdie era voor Facebook en voor mense hulle nuus op sosiale media gekry het. En Phalaborwa is daar dig by die Wildtuin. So dit is reg aan die einde van die koerante se run, jy weet. So die koerant het in Phalaborwa aangekom so 1 uur omtrent dieselfde tyd as wat die skool uitkom. En ek het daai koerant verslind en omdat Phalaborwa nou nie in die middel van die aksie van Gauteng is nie, was briewe skryf vir die koerant my vorm van politieke aktivisme. En ek dink maar net in ons huis en by die etenstafel het ons baie keer politieke gesprekke gehad en dis hoe dit begin het. Ja, maar waaroor het jy briewe geskryf? Wat was van die kwessies wat jou toe al aangegryp het as 'n jong seun? Kyk, hierdie is die interessante ding. Ek het grootliks die DA gekritiseer. Is dit? Toe ek 'n jong briefskrywer was. En dat later aan toe ontmoet ek vir Tony Leon, wie destyds die leier van die party was. Die meisie waarmee ek uitgegaan het op hoërskool. Ek het daarom 'n meisie gehad ten spyte van die politieke geekery. Ja. Maar sy haar oom was op universiteit saam met Tony Leon gewees en in matriek toe ontmoet ek hom as deels tipe van 'n verrassingsverjaarsdag geskenk. En van daar af ek het regtig gaan swat by tikkies, maar ek was altyd meer van 'n politieke student as 'n regstudent. Maar ek wil jou nou vra oor so jy het daarom 'n meisie gehad ten spyte van die politieke geekery, maar die politiek het jou ook toe daarom iets anders gegee wat goed was, né? Jy het jou vrou ontmoet deur studentepolitiek, vertel. Ja. So dit laat 'n ou se lewe so 'n bietjie eendimensioneel klink, maar nog steeds, jy weet, hierdie goed gebeur. Dit was 'n DA studenteorganisasie tafel op die Piazza by die Universiteit van Pretoria en daar het ek my vrou ontmoet. En die eerste ding wat ek van haar gesien het was haar pragtige blou oë. En van daar af dinge gebeur. En toe het jy vir haar daarna gevra vir wie stem jy? Stem vir my. Ja, kyk, sy was by die DA tafel, so dit was die eerste keringsproses. Jy weet, as sy nie daai toets geslaag het nie, dan Maar wat het dit vir jou in jou politieke loopbaan beteken om iemand te hê aan jou sy wat die politiek verstaan, wat dalk verstaan wat agter die skerms aangaan? Het julle 'n bietjie politiek gepraat by die huis of was dit so 'n soort van daai's werk by die huis is ek net 'n man en 'n pa? Ja, ons politiek en ons wêreldbeskouing is grootliks dieselfde. My skoonfamilie stem nie so baie saam met my politiek nie, maar in ieder geval my vrou is aan my kant. Maar wat die beste was van ons verhouding is die feit dat sy nie 'n politikus is nie. Ek kan net dink hoe chaoties en hoe verskriklik dit is om by die huis aan te kom en net oor die politiek te praat. So dit is 'n tipe van 'n uitlaatklep, jy weet 'n venstertjie na die res van die wêreld om iemand te hê wat die politiek verstaan, wat die druk verstaan, maar wat nie heeldag oor die politiek praat nie. En ek dink dis baie belangrik vir 'n gebalanseerde lewe. Wat daarom wil praat oor, is daar melk, is daar brood vir môre? Wanneer gaan jy die gras sny? Wanneer gaan jy die gras sny? Ja. So jy het tog al daai gewone take gehad ten spyte van die politieke glans waarin jy geleef het. Absoluut, en daar's bittermin glans eintlik. As jy 'n eerlike politikus is, gaan jy in die eerste plek nie baie geld maak uit die beroep uit nie. In die tweede plek, daar's baie harde werk. Veral stemwerwing, jy weet, ons klop aan deure, ons smeek vir mense vir ondersteuning en dit vat baie tyd en toewyding en jy offer ander goed op. Jy weet, jy kon in 'n regspraktyk gewees het, alhoewel ek kan nie dink hoe ek nou sou voel as ek boedelbereddering of iets sou doen. Jy weet, in vergelyking met die opwinding van die politiek, jy weet, dit hou net nie kers vas. Ja, jou werk was eerder om ander sake te beredder. Ek gesels verder met ons hoofgas Silje Brink. So jy lyk vir my baie lus om jou bene op die bank te sit. Maar ek raak nou baie gemaklik hierso. Jy kan, maar ek het sielkunde tot meer 3 jaar gehad. Ons kan kyk hoe ver ons kom. Ek sou verkies dat ons die kameras eers afsit voor ek vir my probleme begin praat. Maar die politiek is 'n harde wêreld. Dit was seker een van die grootste, kom ons sê, maar nie probleme nie, maar uitdagings, nê, wat ek seker is jy teëgekom het. Was jy gereed daarvoor? Ek het besef toe ek
verkies word as burgemeester, dat ek sal baie tawer moet word, emosioneel. En een van die gesprekke wat ek gehad het, was met Helen Zille. Toe sy my nou bel en vir my sê, geluk, jy is dis nou voor my verkiesing as burgemeester, jy is die DA aspirantkandidaat om burgemeester te word. En ek sê vir haar, luister Helen, maar hierdie gaan nou 'n hospitaalpaas wees natuurlik. En haar antwoord op my was, solank die pasiënt oorleef. Jy weet, so ek het geweet ek gaan getackle word. En soos wat jy meer verantwoordelikhede aanvat, dis amper soos om gewigte op te tel. Jy word al hoe sterker, jy word al hoe weerstandiger. Naderhand gee jy nie meer om en iemand kan daar in jou gesig staan en op jou skree, laat die spoeg so in jou oë spat. En dit rol soos water van die eensydig af. Ja. Is dit regtig so? Want iewers as 'n mens stil word by die huis dalk later, kinders slaap, vrou slaap, almal slaap en jy is alleen by jouself. Het jy toe jou regtig nie gepraat nie, kan jy dit eerlik sê? Ja, want jy besef, ek is hierdeur en ek het oorleef. Ek is nie aangeroer daardeur nie. Ek is nie, jy weet, emosioneel geaffekteer daardeur nie. Die groter uitdagings kom as daar soos byvoorbeeld stakings is in die vullisverwyderingstrokke brand en jy sien hoe mense nie kan werk toe gaan nie want daar's nie geld om salarisverhoging. Daai is die stresvolle oomblikke, maar die persoonlike interaksies, die egos en dies meer, naderhand navigeer jy dit maar. En 'n mens se eie ego, wat is die beste manier om dit te bestuur? Want moet jy dit sterk hou sodat jy veerkragtig kan bly teen al daai tipe van aanslag en weet half kritiek, of help nederigheid jou meer? Kyk, hierdie job, as jy burgemeester van Kaapstad is of burgemeester van 'n plek wat goed werk, dan is dit dalk iets anders. Maar as jy die taak opneem van Tshwane byvoorbeeld of sê nou maar Johannesburg, dit gaan jou nederig maak. Want dan besef jy die beperkings van regeringsmag, hoe min jy eintlik gedoen kan kry en hoe hard jy moet beklei vir klein veranderinge. So my vrou sê, die pos van burgemeester het my nie net besig gehou nie, maar dit het my nederig gehou ook. Wat goed is vir haar en vir die gesin ook natuurlik. En sy sê nou vir my, dis tyd dat jy moet teruggaan want ek spandeer te veel tyd by die huis. Dink jy ons verstaan as Suid-Afrikaanse kiesers koalisiepolitiek goed genoeg om politieke leiers regtig verantwoordbaar te hou? En om die regte vrae te vra. Ek dink ons verstaan dit nie, ons is nog 'n baie jong koalisieland. Jy weet die suksesvolle koalisies van Europa het gekom na oorlog en die verspilling van bloed. En hulle het op 'n spesiale manier 'n nuwe konsensus daar gevorm. Ons is 'n jong demokrasie. Die ANC was 'n eenparty dominante organisasie tot onlangs toe. So mense sukkel om te verstaan as hierdie persoon sê nee, maar ons breek nou hierdie koalisie en ons vorm 'n nuwe koalisie. Hulle sukkel om te verstaan, jy weet, wat gaan nou presies aan. Kiesers voel dikwels so verraai. Hulle voel verraai, maar ook verward. Maar eintlik kom maar op neer, die kiesers moet weet wat die partye voor staan, wat die leiers sê, sodat as hulle woord verbreek, dan kan hulle dit sien en hulle kan sê, jy weet, dis die basiese beginsel. Jy maak 'n belofte, jy moet hom hou. Dis maar die wese daarvan. Silje Brink, dit was heerlik om met jou te kan gesels. Ek los jou vir Leon en dan vir Dawie. Baie sterkte met daai een. Wat 'n voorreg om vandag Silje Brinkie by ons te hê. Nou Silje, ek wou nou net hoor, ek het nou daar's 'n rioolpyp daar voor my huis wat ek net wil dit onder jou aandag bring. Kyk, ons kry dinge gedoen. Dis 'n raadslid se job om te weet wat aangaan en om dit te rapporteer. Ons maak dit nou nie self reg nie. Ja. Dis wat baie mense dink. Jy's daar met 'n pik in 'n Waar is jy nou met jou pik? Ek het mos jou 'n uur gelede gebel, maar nou nog na al die tyd is daai vir jou, want ek bedoel ons het nou van die stel af gepraat oor hoe belangrik dit is om in voeling te wees met wat die mense wat jy dien se behoeftes is en dies meer. Raak dit nie bietjie irriterend as jy nou hier 'n WhatsAppie deurkom, jy weet, na al die tyd. Kyk, dis baie swaarder vir ons wijkraadslede. Ek is nie 'n wijkraadslid nie. Ek word op 'n lys verkies. Dit beteken nie ek het nie 'n job nie. Dit beteken net ek daar met die pik nie. Ek ondersteun die span wat in die frontlinies is. So dis baie swaar op hulle en hierdie wijkraadslede word maar baie keer die slaansak van die gemeenskap. En jy moet weer van hulle hoor oor jy moet hulle ondersteun en jy moet hulle help en raad gee en dies meer, Maar die man agter of by die huis, laat ons vinnig net daarby uitkom. Ek wil julle het nou gepraat oor jou vrou en hoe julle ontmoet het en so. Vertel ons bietjie van jou gesinslewe en jou kinders en daai tipe van ding. Ja, kyk, my vrou is so die anker van my lewe. As ek nie haar gehad het nie, dan ek weet nie waar ek sou opeindig nie. Jy weet, dit bring so 'n bietjie balans in die lewe
En na die tyd, of soos wat die tyd verloop, besef jy, dis eintlik wat belangrik is. Ja. Hierdie ander goed is nie so belangrik nie. Jy weet, jy kan die wêreld in die stad probeer red, maar as jou eie huis nie in orde is nie, dan beteken dit nie veel nie. So, dis vir my baie belangrik, ek is baie besig, baie keer tot laat in die aand, so vir my is Sondag vir altyd saam met die gesin, is vir my baie, baie kosbaar. Hoe hou jy hulle uit daai kollig uit? Want ek bedoel, jy beweeg heeltyd in kom ons noem dit nou maar die spervuur. Ja. Hoe skep jy daai afstand tussen gesinslewe en... Kyk, gelukkig, ons is nie soos Amerika waar die politici noodwendig celebrities is nie. So, jy weet, ons is bekend in ons area en mense weet, daai is nou die burgemeester of die voormalige burgemeester se kinders. Maar ons probeer dit maar so normaal as moontlik maak. Jy weet, toe my seentjie gehoor het ek is nou die burgemeester van die stad, jy weet. Tog hy nou julle gaan nou in 'n herehuis intrek. Nee, hy het gedink dit iets met burgers uit te waai. Wel. So jy hou die balans in jou burgermeester. Ja, en jy weet, daar was so 'n insident gewees waar EFF raadslid hier die einde so op my geskree het en my dogtertjie het my gevra, "Papa, hoekom is daai tannie so kwaad vir jou?" En ek het gesê, "Ek het geen idee nie, my skat." Maar kyk, jy probeer maar aspekte van jou lewe integreer sodat hulle nie heeltemal afgesonder is van jou werk nie. Is daai, nou dat jy praat van die dame wat op jou geskree het, is baie van dit ook maar soos die Engelsman sê, smoke and mirrors. Ja, dis theater, absoluut. So na die tyd dan groet julle mekaar weer en julle is weer vriendelik mekaar. Kyk, daar's sekere mense wat jy nie lus het om te groet nie, want vir my is dit half, jy weet, dis half 'n bietjie vals. Ja. Jy weet, hier is jy nou op die teater en jy gee voor hierdie persoon is boos en nou later lag jy. Ja. Dis amper so 'n bietjie vals. Ja. Maar dit is baie van die politiek is maar teater. Ja. En is daar tans, waarmee hou jy jou tans besig? Want ek dink dit is ook nou natuurlik, die mense wonder, waar sal jy bring? Wat doen jy nou? So ek kan nie net 'n politikus wees nie. Ja. Ek werk as 'n regsadviseur deeltyds, maar ek is ook die DA se burgemeesterskandidaat vir aanstaande jaar se algemene of se plaaslike regeringsverkiesing vir die metro. En dit is vir my baie belangrik want dis die werk waarmee ons begin het. Ek was 18 maande in daai job gewees. Die koalisies het verskuif en verval en so aan, maar die kiesers moet nog hulle besluit hê. Ja. En ek dink dit gaan 'n baie belangrike geleentheid wees. So dit is my hooffokus op hierdie stadium. Silje, net 'n vinnige laaste vraag. Glo jy nog in Suid-Afrika en dit wat jy verteenwoordig? Absoluut. As ek dit nie geglo het nie, het ek probeer om iets anders te doen tans. Ek glo dit en jy moet dit glo as jy in 'n posisie is soos ek, want jy moet opofferinge maak. En ek het gesien wat ons kon regkry met 'n goeie bestuur, met 'n goeie kultuur, met 'n paar verskuiwings. So ja, ek glo en ons moet aanhou glo, want dit is gewoonlik die ouens met die positiewe ingesteldheid wat die ding reg het aan die einde van die dag. Wel, ons sê vir jou dankie en dankie dat jy by ons kom kuier het vandag. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood en geniet dit. My beurte moet Silje bring te gesels. Ek sou graag miskien ons gesprek so 'n bietjie op 'n filosofiese vlak wil begin, as ek mag. Wat moet 'n plaaslike owerheid doen? Wat is sy primêre funksies? Die belangrikste funksie is om infrastruktuur vir sekere goed te verskaf. Krag, water, riolering, vullisverwydering. Jy het nou genoem daar's 3 spelers in plaaslike regering, die belastingbetalers, die amptenary en die politici. Nou as die belastingbetalers hulle bydra aan daai munisipale mandjie maak, is daar 2 afdelings in daai mandjie. Een deel van die mandjie is bedryfsuitgawes, salarisse, kontrakteurs, dies meer. Die ander deel van die mandjie is kapitaal, wat jy vulliswerke mee bou, paaie mee regmaak, goed bou. Krag en water in stand hou. Die probleem met plaaslike bestuur is dat daai deel van die mandjie wat gewy is aan infrastruktuur, het oor die jare kleiner en kleiner geword, terwyl die deel aan bedryfsuitgawes al hoe groter geword het. Hoofsaaklik salarisse. Hoofsaaklik salarisse, maar daar's ander goed ook. Soos vat water byvoorbeeld en watertankers, hierdie watertankermafias. Ja. Hier in Johannesburg en Pretoria is daar al hoe meer wateronderbrekings en dan wat stuur jy in as 'n noodmaatreël? Watertankers. Nou hoe meer jy in watertankers bestee, hoe minder moet jy noodwendig aan die herstel van pype en die aanlê van infrastruktuur spandeer. En dit skep 'n bose siklus. En ongelukkig, die derde groep in daai spannetjie, daar's al hoe meer politici en al hoe meer amptenary wat vir hulle welvaart afhang van daai besteding, laat mense water moet kry van tankers in plaas van water in krane. Maar dis amper 'n onoplosbare probleem hierdie, want die bestuur, die politici, hulle is deel, soos hulle sê, on the take.
die amptenare word in meeste gevalle waarskynlik oorbetaal en baie van hulle is waarskynlik ook deel van 'n korrupte. En die enigste groep van hierdie drie wat in die kortste intrek is onvermydelik die belastingbetaler. Dis baie maklik om oorweldig te raak deur hierdie probleem, maar jy moet op 'n punt begin. En vir ons is dit maak seker jy stel die beste moontlike amptenary in. Kyk, die hele Suid-Afrika misluk nie. Daar's dele van die land wat redelik goed vaar. Alles is nie perfek in Kaapstad nie, maar dinge is beter daar. Die basiese goed word reg gedoen. So jy moet die regte topbestuur aanstel en jy moet ontslaa raak van die ontplooide kaders, want sonder dit gaan nie die kultuur van die organisasie kan verander nie. Ek wil net vinnig gesels oor die inkomste van veral die metros. Dis natuurlik eiendomsbelasting hoofsaaklik en natuurlik van die nasionale regering kry hulle ook 'n gedeelte. Daai basis van die eiendomsbelasting, wat die grootste deel van die inkomste is op waardasies gegrond. Dis reg. Stem jy saam met weer 'n keer 'n filosofiese vraag, dat dit op waardasies gegrond moet wees? Kyk, is bitterlik moeilik want jy moet 'n manier hê in plaaslike regering. Jy kan dit per capita finansier. As jy dit per capita doen, dan gaan jy waarskynlik vanweë die ongelykheid, jy gaan nie genoeg geld kan insamel nie. So ek's oop vir 'n gesprek oor 'n ander model. Maar die ander ding wat gebeur het is natuurlik in die verlede het munisipaliteite 'n wins gemaak. Jy kan nie eintlik 'n wins noem nie. Kom ons noem dit maar 'n surplus gemaak op die verkoop van krag. Ja. Nou met die ineenstorting van Eskom, die bo-inflasie verhogings wat deur NERSA goedgekeur word, is daar nie meer geld uit daai elektrisiteitsbesigheid uit nie en moet jy noodwendig die geld wat jy vir elektrisiteit kry op elektrisiteit spandeer. So dan maak baie van hierdie munisipaliteite dit op deur die erfbelasting onnodiglik op te sit. Maar ek dink dat die hele stelsel nie noodwendig platgetrek moet word nie. Hy kan nog gemaak werk word, maar ons kan 'n gesprek hê oor hervorming. Ek kan vir jou vertel, nee, Tolpa is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hier is 'n belastingweerstand besig om op te bou in hierdie land. Definitief. En die dag is dit behoorlik posvat gaan jy dit nie omkeer nie. Absoluut. En dorpe soos byvoorbeeld Pretoria en so is deel daarvan. Vertel, maar kom ons kyk na die moontlikhede. As ons maar kyk die politieke ontleding doen wat jy aflaas tussen verkiesings gewees en so, en dis baie duidelik die ANC is onder baie druk. Dit lyk my nogal kry ek die indruk dat die kleiner partye maar ook die DA besig is om te wen. Wat dink jy is nou regtig realisties? Julle het laas 32% gekry in die Tshwane Metro. Ja. Wat dink jy? Gee vir my rowweg. Wat verwag julle hierdie keer? So die opiniepeilings wat gelek het en Hellens, hulle is baie kwaad daaroor dat iemand dit uitgelek het, maar dit was die peiling gewees, het ons op 49% in die Tshwane Metro gehad. Nou dis baie belangrik om nie te opgewonde te raak daaroor nie, want 'n opiniepeiling is net 'n snapshot. Jy weet die dinge kan verander soos wat jy nader aan 'n verkiesing gaan, maar dit wys dat daar potensiaal is. Die ANC is besig om ineen te stort en soos wat jy met Pieter de Tooy gesels het, is die vraag nou, wat gaan dit vervang? Ek dink nie noodwendig net goeie dinge gaan gebeur nie, want baie van hierdie kleiner partye gaan maar net die manier van die ANC voortsit. So dis belangrik en dit is die werk wat ons intern in die DA gedoen het. Maak seker dat jy 'n alternatief bied vir die ANC. Ja. Dit help nie jy is 'n afgewaterde weergawe en jy doen presies dieselfde goed wat die ANC gedoen het. Maar nou het jy hulle kampsdag vervang nie. Ja, ek wil jou reeds vra oor hierdie koalisie want dit lyk my dis waar ons op pad is. Maar eers vinnig, maar ons gaan loer by ons gewaarborgde vliegborg en dan is ek en Celia terug. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Kom ek sê vir jou so, as jy 49% kry, dan koop ek vir jou 'n bier. Ek dink nie julle gaan dit sien nie, maar ek dink julle gaan beter doen. Maar die punt wat ek wil maak, ek dink ten minste 'n bottel vonkelwyn. Maar ek dink wat wel die punt is, julle gaan waarskynlik beter doen. Maar die punt, die vraag wat ek eintlik wil vra, is dit is onvermydelik. Hier's 'n koalisiepolitiek op pad in Suid-Afrika. As ek kyk wat in koalisiepolitiek gebeur het in Suid-Afrika, is ons nog nie volwasse wat dit dan betref. Daar's 'n paar voor die hand liggende natuurlike spanmaats vir julle. Ek dink aan die Vryheidsfront byvoorbeeld. 'n Party wat my baie teleurgestel het die afgelope tyd is Action South Africa. Dit was ook 'n natuurlike spanmaak vir julle. Wat is wie is die tipiese partye met wie julle koalisie veral in Pretoria kan vorm? Kyk, ek wil begin deur 'n bietjie van die komplikasies van interne partybestuur te bespreek. In die eerste plek moet jy 'n beleid en 'n wêreldbeskouing hê. Dit help nie net dis rondom 'n persoonlikheid gebou nie. En dis ongelukkig so in Suid-Afrika. Meeste van die partye is rondom Malema, Mashaba, De Lille, alles is 'n persoonlike brand.
nie 'n wêreldbeskouing nie. Die tweede ding is jy moet verkiesingskonferensies hou. En dis die vervelige deel daarvan. Jy moet mense, jy moet takke stig, jy moet leiers verkies. Dit help nie jou stigter bly die leier van die party. So daai kwessies is die belangrikste vir koalisievennote. Soos wat jy genoem het in die Tshwane Metro, ek het baie goed oor die weg gekom met die VF+. Ek dink 'n party soos die ACDP moontlik, maar jy weet, dit gaan ook maar moeilik. Ons het min potensiële koalisievennote en dis hoekom dit so belangrik is dat die DA so sterk as moontlik. Maar jy wys 'n vinger na 'n individu, na 'n persona. Wat ek heeltemal mee saamstem. Dit is hoe hierdie partye soos die EFF en so wat jy genoem het, dink ek nie 'n langtermyn bestaan. Maar is dit ook maar geldig vir die DA nie? Is Helen Zille nie maar daai persona van die DA nie? Kyk, sy het afgestaan as leier. Nee, ek verstaan. En so die toets is, kan jy van 'n leier verander? En jy onthou Tony Leon. Hy was 'n baie sterk leier, kragtadige leier. 13 jaar was hy in daai posisie gewees. En toe hy afstaan die dag, toe kom die DA nie tot 'n einde nie. Dieselfde met Zille, dieselfde met Maimane. Ons kan van leiers verander, want daar is 'n oorkoepelende filosofie wat ons bymekaar hou. Hy was ons gas al hier gewees en ek het heerlik met hom gesels, kan ek vir jou vertel. Nou as jy weer 'n keer verkies, jy's nou 'n nuwe burgemeester, weer 'n keer terug in jou pos, vertel my van daai goeters wat jy eers gaan aanpak. So dis baie belangrik dat daai topbestuur wat ons vervang het in die 18 maande waarin ek burgemeester was, dat daai vervanging ook of daai verandering plaasvind in die middelbestuur. Want as jy dit kan jy rede val. So die nuwe het hulle dit verander of die topbestuur wat jy daar gesit is dit grootliks nog daar? Hulle is nog steeds daar. Hulle is nog steeds daar. Daar's pogings om van Johan Meckler ontslae te raak as munisipale bestuurder, maar ek glo nie dit gaan slaag nie. En dit is een van die goed wat ons reg gekry het. Stel die beste moontlike munisipale bestuurder aan wat jy kan. Maar nou die volgende groep moet verander. Maar die toets van wat jy eintlik wil doen is, jy wil die produktiwiteit van jou werksmag verbeter. Jy wil seker maak jy weet waar is die metropolisie lid op enige gegee tyd. Soos in Kaapstad, amper soos 'n Uber app. Kaapstad kan presies sien waar hulle metropolisie op enige gegee tyd is. So? As jy dit kan doen met jou waterspanne, met jou elektrisiteitsspanne, as jy seisoonaal kan gras sny en al die basiese goed doen wat 'n munisipaliteit moet doen, dan kan jy vordering maak en ek dink tegnologie gaan 'n baie groot rol hê. En dit kos nie baie nie, dis 'n redelike basiese tegnologie wat die privaat sektor reeds benut. Praat jy en die burgemeester van Kaapstad met mekaar? Is julle op 'n WhatsApp groep? Ons is op 'n WhatsApp groep, ek ken hom baie goed, Jordan. Ja, ek het hom al geleentheid gehad om hom te ontmoet. Daar's een groot probleem wat ek nie weet hoe jy dit gaan hanteer nie. Die finansies. Ek meen, hoe gaan julle dit fix? Wat is julle totale uitstaande skuld nou? Aan Eskom en dit is seker 'n paar ander plekke. Saam beloop dit die 15, 16, 17 miljard rand. Hoe gaan jy dit gaan toemaak? Ons het reeds begin. Nou, dit kan nog alles opgedinges word, natuurlik, want ons is nie aan bewind nie en die verkiesing is 'n jaar, jy weet, in die vooruitsig. Maar ons het besluit om nie salarisverhogings toe te staan in 2 finansiële jare nie. Kan ek net weer 'n keer vir jou in die rede val hierso? Weet 'n politikus kan nie dit sê nie. Dis 'n vreeslike gevaarlike ding, want dan gaan die mense mos nie vir jou stem nie. Kyk, daar's 20,000 amptenare van die raad, maar daar's 4 miljoen mense van die stad wat afhang van beter dienste. So ek is nie skaam om te sê ek is vir die 4 miljoen. Ek het respek vir die 20,000, maar ek is bereid om op te staan. Salarisse is een. So deur nie daai salarisse toe te staan nie, het ons 600 miljoen rand in daai 1 jaar gespaar en natuurlik hierdie is saamgestel oor baie jare. En dit het die stad in staat gestel om 'n skikking met Eskom te bereik, 'n baie gunstige betalingsooreenkoms. En as die stad daarbey kan bly en as ons die Eskom rekening kan afbetaal, dan kan ons weer kredietwaardig word en dan kan ons finansiële markte nader om infrastruktuur op te gradeer. En dit is die name of the game. Jy moet jou geld op infrastruktuur spandeer, anders gaan dienste nie verbeter. Die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan hierdie jaar 1% groei as ons gelukkig is. Ja. En die rede hoekom dit so is hoofsaaklik te doen as 'n swak diens wat ons kry by die plaaslike owerhede, die staatsbeheerde instelling en nasionale rekeninge. As dit en die belangrikste van daai drie is die plaaslike owerhede. En sonder 'n plaaslike owerheid gaan hierdie ekonomie nie groei nie. Jy kan potensieel verantwoordelik wees vir een van die grootste en die belangrikste metros in die land. Dis jou verantwoordelikheid en dit is 'n groot verantwoordelikheid wat jy het om te sorg dat hierdie ekonomie groei deur daai plek te laat werk. Alles van die beste. Ek hoop jy gaan dit maak. Dankie, Dawie. Wel, dit was 'n lekker gesprek.